Ek groet julle in die naam van Jesus en ons doen Hooglied 8, sessie 23. Nou die eerste paar versies van Hooglied 8 is uitroep van hierdie bruid om verlos te word om by die Here Jesus te wees. As ons na 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 4 gaan kyk, dan gaan ons uiteindelik die opsomming sien van hoofstuk 8 sy eerste 7 versies. Dit sê, want ons weet dat ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebou van God het 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele, want om hierdie rede sug ons ook en verlang ons om met ons woning in die hemel oorkleed te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie, want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Nou hierdie woorde sug en verlang en sug en voel beswaard, dit is hoe sy voel, sy verlang om huis toe te gaan. Dit is baie duidelik wat ons in hoofstuk 8 vers 1 tot 7 sien. Nou kom ons gaan 'n bietjie kyk. Vers 8 vers 1 sê, ag, was u maar vir my soos 'n broer wat aan die borste van my moeder drink, as ek u daar buite vind, ek sou u kus en tog sou hulle my nie verag nie. Nou, in die oudtydse Israel was 'n soen tussen 'n man en vrou, selfs al was hulle getroud, beskou as 'n oortreding van die standaarde van betaamlikheid. So, jy mag nie in die openbaar iemand soen nie. Dit was wet in daai tyd. Nou, die enigste uitsondering was wanneer hulle bloedverwant was, soos 'n broer en 'n suster. Tog voel die maagd beswaard en dit is vir haar onmoontlik om vir die wêreld die realiteit van sy beminlikheid en die diepte van haar liefde vir hom te wys. Gevolglik het sy gesê, was jy maar my broer, sodat daar 'n volkomme manifestasie van die volle eenheid van ons verhouding aan God kon wees, sodat wanneer ek in die publiek my liefde aan u wil openbaar, ek nie deur ander verag en belaglik gemaak sou word as iemand wat onbedagsaam betaamlik is nie. Nou goed, haar begeerte is om by hom te wees. En sy kan nie meer wag nie, daar is niks meer wat haar opgewonde maak op die aarde nie, maar die verlange om by hom te wees oorweldig haar. Nou hoofstuk 8 vers 2, ek sou u lei, ek sou u bring in die huis van my moeder, sy sou my leer, ek sou u laat drink van die gekryde wyn van my granaatbos. Nou die soeke na hom sal nooit bevredig kan word, totaal en al hier op aarde nie, totdat sy saam met hom verenig sal word by sy koms. Dan sal sy verlos wees van hierdie hindernis van die vlees wat verhoed, dat sy hom in 'n heilige eenheid kan ken. 'n wonderlike ding wat sy beleef is die leringe wat hy haar leer, wat hy net met sy bruid deel. Hy vertel haar alles wat sy moet weet, om die onbeskryflike liefde van die Vader te leer ken. Dit kan sy alleen hoor deur die diep invluistering van die Gees in 'n onuitspreeklike heilige stilte voor God. Die woord spreek onafgebroke in haar gees op so 'n manier wat onvergelykbaar is met enige menslike leermeester. Soos wat hy jou meer en meer leer, laat jy hom toe om al meer van jou gekryde wyn te drink, ook die wyn van jou granaatmos, die diepste emosies wat net hy ken. Die geestelike vrug wat hy ons gegee het, sal nie een stukkie van vleeslike heerlikheid hê enig as ons by hom sal wees nie. Ook sal daar nie enkele iets vir ons persoonlike verheerliking wees, maar alle verheerliking is net vir hom. Al die granate van vandag, so vol van saad, sal verander word in 'n soet en geurige wyn vir sy eie hartse satisfaksie. Wanneer ons vrygemaak word van die laaste greintjie van ons vlees, sal ons alles van ons aan hom offer, en ons alles sal wees vir sy genot, deur die hele bestaan van die ewigheid, is net tot verheerliking van hom. En ons lees hoofstuk 8 vers 3, laat sy linkerarm onder my hoof wees en sy regterarm my omhels. Wat sy eintlik bedoel is op daardie geseënde dag, wanneer die laaste vrymaking van die beperking wat die vlees veroorsaak aanbreek, sal ek in u volle omhelsing wees. U linkerhand sal gedurig deur onder my hoof wees, om my te ondersteun, om voortdurend u aangesig te aanskou,
U regterhand sal my in so liefde omhels, dat dit vir my moontlik sal wees om u van aangesig tot aangesig te aanskou as ek na aan u hart en in u boesem lê. So 'n dag, my beminde, is die begeerte van my hart, dat daardie dag tog gou moet aanbreek. Dis net versigtiging, verlange, alles wat ons sien hier in hierdie paar verse. Hoofstuk 8 vers 4. Ek besweer julle dogters van Jerusalem, waarom wil julle wakker maak en waarom wil julle opwek die liefde voordat die liefde behaag? Nou hierdie is die derde keer dat die bruidegom vir die dogters van Jerusalem vra om nie vir haar wakker te maak nie. Die eerste slaap was om haar van die wêreldse houvas op haar vry te maak. Die tweede slaap maak jou vry van jouself lewe. Hy werk 'n dood in jou, ou lewe, sodat die opstandingslewe in jou sigbaar kan word. Die derde slaap is om in sy rus in te gaan. En om te wag dat hy ons moet kom haal, om uit te roep met 'n verlange in ons hart en sê, Here Jesus, kom. Die bruid sê in Openbaring, sê, kom Here Jesus, kom. En dit is wat ons nou verwag. In hoofstuk 8 vers 5. Wie is dit wat daar opkom uit die woestyn, wat leun op haar beminde? Nou, al haar vleeslike energie is op. Sy het nie meer natuurlike sterkte nie. En haar afhanklikheid is totaal van die Here af. Sonder hom kan sy niks doen nie. Dit is die werking van die kruis in die beminde se lewe wat die ou natuur uitblus en swak maak, sodat Christus vrylik deur haar kan leef. Verseker is dit die Here alleen wat ons kan lei in hierdie voorbereiding, om gereed te wees vir die finale verlossing. Dit is net hy wat hierdie begeerte in ons kan sit, en hierdie verlange om by hom te wees. Nou, onder die appelboom het ek u opgewek, daar was u moeder in barensnood oor u, daar was sy in barensnood wat u voortgebring het. Nou, die appelboom is dieselfde as in hoofstuk 2 vers 3, en is 'n figuur van Christus in die volheid van sy liefde. Nou, onder die appelboom is hy gebore, daar het haar nuwe lewe begin, daar is hy wedergebore, daar is hy uit haar ou lewe uitgetrek, soos tydens 'n geboorte. Daar het hy haar gewas en skoongemaak en 'n onskuld vir haar teruggegee. Toe die oë van hierdie maagd oopgegaan het sy hom gesien, wie geheel en al lieflik is. En die eerste ding wat sy waargeneem het, was dat daar voedsel en sekuriteit in die skaduwee van haar geliefde was. Dit was in haar waarneming van hom as die appelboom onder die bome van die bos. Hoofstuk 8 vers 6 is weer 'n uitroep dat hy haar nie moet vergeet nie. Ek meen, ons weet Christus is in ons weet hy leef in ons, maar somtyds dan het ons al uitroep, ag Here, moenie my vergeet nie. Nou dit is wat sy sê in hoofstuk 8 vers 6. Sy sê, dra my soos 'n seelring op die hart, soos 'n seelring op die arm. Sy het die versekering dat die Here Jesus haar sal vashou tot die einde toe, en dat sy liefde vir haar so sterk soos die dood is. Geen trane, geen smarte, geen emosies sal haar kan skei van haar beminde nie. Die hart is die setel van die liefde en die arm is waar die krag lê. Hierdeur het sy die Here gevra om haar 'n permanente plek in sy hart te gee en om haar bewus te maak van sy ferm sekuriteit. Sy het in effek die volgende gesê, omdat sy weet hy's in haar, sy weet hy sal haar nooit begewe en nooit verlaat nie, maar tog is hierdie uitroep in haar, Here, moet my nie vergeet nie. Wat sy eintlik sê, is net soos die priesters van ouds die name van die stamme van Israel in hulle borsplaat op hulle skouers gedra het, so smeek ek u, hou my naby u hart en ondersteun my met die krag van die arm. Ek ken my tingerigheid, ek ken my swakheid, ek ken my broosheid, en ek ken my geneigtheid tot vrugteloosheid. Ek is bewus van my hulpeloosheid. So dis maar net 'n uitroep uit haar binneste uit. Al weet sy dat hy nooit sal verlaat nie, is maar net 'n versigtiging uit haar hart uit. Hoofstuk 8 vers 7 sê, groot waters kan die liefde nie uitblus nie, en riviere dit nie oorstroom nie. Riviere van pyn en vervolging kan nie die liefde uitblus nie. Daar's niks wat hierdie liefde wat hy vir ons het kan uitblus nie. Verdrukking of vervolging kan u liefde nie verhinder nie. U liefde kan nie gekoop word nie, en geen plaasvervanger kan dit vervang nie. Nou,
Daar is niks wat ons kan doen om hierdie liefde te verdien nie, want sy sê, al gee 'n man ook al die goed van sy huis vir sy liefde, hulle sou hom diep verag. Al sou ek al my goed gee, om vir die armes kos te gee, en my liggaam oorgee om verbrand te word, sal dit geheel en al verag word vir 'n plaasvervanger vir u liefde. Dus, o Here, het ek dit nie gesoek om u liefde te wen deur middel van toenemende diens aan u nie, of oor meer tyd in u diens te spandeer nie, of om toewyding af te forceer nie. Ek kan alleen ek myself aan u gee as 'n lewende, algehele offer. U wat my eerste lief gehad het, en om myself te offer as een wat net deur u liefgehê kan word. Die vryheid wat 'n algehele offer aan u bring, is ongekend. Mag ons 'n algehele, totale offer wees aan Christus Jesus, want hy het ons duur gekoop met sy bloed, en ons behoort nie aan onsself nie, ons behoort aan hom. Vader, dankie vir u seun, dankie vir Jesus, dankie wat hy vir ons gedoen het, dankie vir u genade, vir alles wat hy vir ons gegee het, dankie dat ons deur u genade vanuit u lewe kan wandel as oorwinnaars. Alles kom van u af. Dankie dat ons deur u genade vergewe is, en ons sondes vergewe is, en vrygespreek is, en dat niemand 'n klag teen ons kan lê nie, want ons het 'n advokaat, ons het 'n hoëpriester, wat vir ons intree. Dankie vir Jesus, en dankie dat ons weet, dat ons verseël is met die Heilige Gees, en dat ons nooit uit u hand verlore sal raak. Dankie in Jesus naam. Amen.